Ons kuier weer saam by Geestelike Verryking en Volwassenheid saam met my Amelia en baie dankie dat jy ingeskakel het. En ja, ek is nie in my kantoor nie, ek is in die tuingraf. Mense, wat 'n ervaring. Dis kalm, dis rustig. Ek wil net so sit, ek wil net so hoor. Ek sê, Abba, praat net met my. Van buite hoor ek die wind en binnekant ervaar ek sy alomteenwoordigheid. En ek kan net sê, Abba, dankie. Dankie dat jy ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. U is alomteenwoordig. En ek kan net sê, Abba, dankie. Mense, ek weet ons moet ek eintlik die reekofferaltaar doen, want ons is besig met die 7 vlakke van die geesmens. Maar ek het 'n realiteitsboodskap wat ek vandag vir jou wil bring. Dis iets waarmee ek gekonfronteer is, en is iets wat ek met jou wil deel. Want ons is vasgevang in 'n sisteem, mense, en om uit hierdie sisteem uit te kom, is nie van, ek klap my vingertjies en ek is uit nie. Nee, ons moet voorbereidings tref. Ons moet seker maak ons goed is reg. Die meeste van julle weet dat ek my mammie verloor het in Desember, en vir 15 jaar het ek die voorreg gehad om haar finansies te doen, haar administrasie te doen. Ek was eksekuteur van die boedel gewees, en ek het gedink, maar dit gaan ons maklik wees, dit gaan vinnig wees, want ek het 'n vooropgestelde idee gehad van hoe dit sou wees. Maar min wetende, daar's 'n sisteem. Nou, ek wil net vir jou gou terugvat op my geskiedenis. My ma en my pa is geskei toe ek in standaard 2 was, en jare later is my ma getroud met my tweede pa, en dit was hier so in toe ek standaard 6 was, 1976. En 'n jaar later is my pa oorlede. En onthou net mense, dis nog die ou bedeling. En nou is dit die nuwe bedeling. En ek sit nog steeds met 'n sisteem. Die dag toe my ma oorlede is, of toe ek nou die dokumentasie gekry het van my sussie hulle af, wat het vir my gestuur het, toe sien ek 'n doodsertifikaat. Maar ek vat hom, maar ek let nie op wat daar aangaan nie. En ek vat die testament en ek gaan na die hof toe, en hulle sê vir my, nee mevrou, dit werk nie meer so nie, ek moet deur 'n prokureur werk. Ek dink, okay, ek gaan toe nou gou na ons prokureurs toe, ek vra of hulle my kan help. Sy sê, ja, Mila, sy gou help. En sy vat die doodsertifikaat, en sy sien op die sertifikaat staan daar married. Sy sê vir my, maar Amelia, het jy nie vir my gesê, jou ma's 'n weduwee nie? Ek sê, ja, sy was. My pa's 1976 of 77 oorlede. Sy sê, Amelia, jy sal eers hierdie moet regmaak voor ek kan aangaan. Sy sê, jy moet nou binnelandse sake toe gaan. Wel, ek kom daar by binnelandse sake, ek gaan soontoe. Hulle kyk toe vir my op die sisteem. Hulle sê vir my, hulle het geen inligting van my tweede pa nie. Sy sê, so ek sal nou moet die inligting bymekaar kry en dit vir hulle bring, en dan kan stuur hulle dit nou Pretoria toe, en dan stuur Pretoria dit nou terug, en dit kan so tussen 'n kwessie van 6 maande tot 1 jaar vat. En vir al hierdie tyd het nie een van ons kinders regtig omgegee oor wat is my tweede pa se naam nie. Ons dis mos nou, ek was in standaard 2 gewees. Hoekom moet ek nou worry oor sy ID en dit, en my ma het geen dokumentasie gehad nie, want ek dink sy het so met alles het sy getrek, en dat van die dokumentasie maar verlore seker maar geraak, so daar was geen inligting oor hom gewees in my ma se dokumentasie nie. So ek weet nie wat om te doen nie. My een sussie in Nieu-Seeland het toe nou maar begin ondersoek instel, en daar was 'n groepie gewees wat hulle gehelp het. So ons weet ten minste hy is oorlede in 1977 en wanneer hy gebore is. Dis al inligting wat ek het. So nou is my hande totaal en al afgekap. Alhoewel ek volle tekenregte gehad het op my ma se rekenings, haar bankrekenings en alles, kan ek absoluut niks doen. Nie voordat ek daai dokumentasie reggemaak het nie. En mense, dit is waarmee ek en jy gekonfronteer word. Ons is in 'n sisteem, en om uit hierdie sisteem uit te kom, net om jou 'n voorbeeld te gee, jou bank, gaan jy na 'n bank toe, jy kan nie eers jou bank inkom. Baie van die banke moet jy nou 'n selfie neem, anders kan jy nie inkom nie. Daar's dan banke wat nou nog nie so ver is nie, maar jy kan nie in 'n bank gaan as jy nie jou app het nie. En dis baie moeilik, en ons word vasgetrek in 'n sisteem in,
Maar ek wil vandag vir jou net 'n kort realiteitsboodskap gee. Daar's sekere punte wat ek vir jou wil uitlig, om vir jou te sê, gemaak seker van die volgende, dat jou geliefdes nie in 'n situasie sit waarin ek op hierdie stadium sit nie. Maak seker dat jy 'n geldige testament het, of by 'n finansiële instelling, of by 'n prokureur. Maak seker dat op jou polis is die begunstigdes reg genomineer, en dat hulle inligting reg is, name, vanne, ID-nommers, alles. Anders kan dit niks, anders beteken dit niks nie, mense, want ek sit met my ma se pensioenpolis wat ook moet realiseer, en nou die papierwerk wat ek gekry het van die hospitaal, of tussen die hospitaal en die begrafnisondernemers, het die dokumentasie deur mekaar geraak, en ek sit met 'n dokumentaal met bladsy nommer 1, wat ek nêrens kan kry nie. Nou, terwyl ons hier in Kommieskroon is, bel ek die hele tyd die hospitaal om uit te vind, kan hulle my bladsy nommer 1 gee. En ek kom net nie reg nie. Dis net, ek loop toe 'n muur vas. En nou toe ek in Frik in Benoni was, toe sê ek vir Frik, kom ons gaan gou hospitaal toe. Gaan toe na hospitaal toe, en ja, na 'n halfuur gesoek na die boek, want dit is 'n boek, spesiale boek wat 'n mens het, wat hulle die goed inskryf, kry hulle toe nou vir my die boek, en kon hulle toe nou vir my bladsy nommer 1 maak, en dit kan ek nou aangestuur het. Maar, mense, ons is vasgevang in 'n sisteem, en ek wil vandag vir jou sê, maak seker dat jy 'n testament het. Maak seker dat jou unabridged birth certificate, sorry ek noem dit nou maar in Engels, want dis nou alwaar ek nou vinnig kan dink, dat daai ding reg is. As jy getroud is, gaan kry vir jou 'n unabridged marriage certificate. Maak seker dat jou daai inligting korrek is. Sou jy geskei wees, dat daai inligting reg is. Want Frik het al mense getrou, dat daai inligting nie reg is nie, dan moet daai inligting eers reg gemaak word, voordat die regte dokumentasie kan uitgedeel word, of uitgeprint word, sal ek sê. Maar dis goed waarmee ons sit, waarmee jy gaan sit, en ek wil net jou aanraai vandag, gemaak seker nou al, terwyl jy nog lewe, dat daai goed uitgesorteer is. Maak seker dat al jou dokumentasie, jou privaat dokumentasie, in 'n boks is, of in veilige bewaring is, sodat sou jy dalk iets oorkom, tot sterwe kom, dat jou geliefdes dit vinnig in die hande kan kry. Want 'n mens weet nooit wat kan gebeur nie. En mense, ons moet probeer om uit die sisteem uit te kom. Hoe ons dit gaan regkry, kan net Abba ons help, net hy kan vir ons wysheid gee, maar op hierdie stadium, dink ek, dit hang so sluiers oor al ons mense, want as jy nie 'n telefoon het, met 'n bank app het nie, kan jy nie eers in jou bank inkom nie, en die hartseers van alles dit, ons dink, ons het hierdie tipe van geld in jou bankrekening, maar môre kan hierdie sisteem stop, môre kan hulle 'n knoppie druk, en as jy dan nie in sekere vereistes voldoen nie, gaan jy nie eers by jou eie geld uitkom nie. So my gebed vandag is, Abba, help ons. Abba, lig die sluiers van ons oë af. Abba, dat ons sal hoor. Wat sê U Gees? Laat ek 'n oor het, laat ek 'n ha-zanu, laat ek kan hoor wat U vir my sê, laat ek kan voorberei. Abba, laat ek nie ignorant is vir dit wat gaan kom nie, maar Abba, laat ek kan voorbereid wees. My gebed vandag is vir jou, kom ons staan saam, soos Galasiërs sê, kom ons dra mekaar se laste, kom ons help mekaar, kom ons gee mekaar inligting, laat ons kan voorbereid wees vir daai dag, wanneer dinge gaan gebeur. Mense, baie dankie, mag jy 'n wonderlike dag verder hê, en ek seën jou met liefde, lewe en lig. In die naam van Meester Yeshua, halleluja.